Nou vriende, ons eer die Here dat ons andermaal vanmôre weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, terwyl ons vanmôre gaan stil word so rondom sy woord en so vanuit die blaaie van die Bybel die waarhede aanskou wat die Here vir ons ook opgeteken het. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere Psalm 93 vanuit die Psalmbundel. Hierdie baie besondere lied beskryf die almag van God, die feit dat God regeer, dat hy in beheer is van alles en almal. En daar staan die Here geer, die kleed van heerlikheid, wat hom omstraal is enkel majesteit, en deur sy krag wat enkel triomfeer, hou alles stand, dit wankel nimmer meer. Hierdie eerste vers beskryf vir ons God se absolute almag, die feit dat hy in beheer is, dat hy alles in stand hou deur die krag van sy woord. Vers 4 sê, al u getuienis Heer is gans getrou, belofte woord sal u vir altyd hou, u tempel sal, wat ook om ons vergaan, net soos u trou, onskendbaar bly bestaan. Vriende, hierdie woorde is vir my so bemoedigend in hierdie lewe waar alles besig is om uitmekaar te val. Ons sien hoe koninkryke kom en gaan, ons sien hoe leiers kom en gaan, ons sien die hartseer ineenstorting van regerings, die afval, die verval, die boosheid, die bedrog, die leuns, die korrupsie. En vriende, as ons aan die ander kant kyk na God in sy heiligheid, dan sien ons, hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. En mag u en ek hierdie God dien, nie net nou vir vandag en môre en oormôre nie, maar tot daardie dag, dat ons hom in sy heerlikheid sal sien. En een ding wat u en ek op kan reken, is dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dat hy dit sal volëindig, tot daardie dag dat ons hom sal sien, soos hy is. Mag u en ek dan ook ons allerbeste gee, vir die Here ons allerhoogste. Nou vriende, ons is besig met hierdie reeksie Bybelse berading, verblywende verandering. Ons is vanmôre by die gedagte van die oudwordproses en dan gevare en uitdagings wat ons mee te doen het in hierdie proses van oudword. Vir u gesê, niemand kan hierdie oudwordproses keer nie, niemand kan dit ontvlug nie, dit is deel van elke mens se lewe. Ons word gebore en daar is vir ons 'n sterfdatum bepaal. Die interimtyd is die tyd van agteruitgang, die tyd van oud word, die tyd waar ons na die graf sal beweeg. En as die Here genadig en barmhartig oor iemand is, en eintlik is God genadig en barmhartig oor almal, maar in die oudwordproses, en ons word ouer en ons bereik 50 en 60 en 70 en 80, is dit noodsaaklik dat ons so sal oud word op 'n God verheerlikende wyse, om hom dan ook te verheerlik in alles wat ons sê en doen en hoe ons leef. En ons is tans besig om te kyk na hierdie gevare en uitdagings in die oudwordproses. Vir u gesê dat baie keer gebeur dit dat ou mense leef in die goeie ou dae. Hulle vergeet om vandag as 'n geskenk uit die hand van die Here te sien. Ons het 'n bietjie gepraat oor God gegewe nederigheid is nodig met al die veranderinge in ons liggame en ook die veranderinge wat ons om ons sien gebeur. En dan in besonder, vriende, gaan ons vanmôre kyk na die gedagte van die gevaar om ouderdom te gebruik om sonde te regverdig. Jy weet, as ons mens praat met ouer mense, dan is daar van hulle wat by 'n punt uitkom om te sê, maar luister, ek is so gebore en ek is so gelaat staan. So los my, ek gaan nie kan verander nie, dis hoe ek is, en jy kan nie vir ou hond nuwe triks leer nie, so word daar gesê. En wanneer ons kyk na kinders van die Here, moet dit eintlik heel anders te wees. 'n Kind van die Here, vriende, word gebore, ja, in sonde, ontvang en gebore, soos enige ander mens, maar die wedergeboorte begin sy denke, sy gedrag, sy optrede, sy karakter, sy natuur, sy alles verander. En daarom mag ons nie in die oudwordproses ons ouderdom gebruik en selfs misbruik om ons sonde te regverdig nie. Dan praat ons maar van sonde, soos die sonde van selfgesentreerdheid, alles draai om my, ek wil manipuleer sodat ek dinge kan kry en dinge kan druk in 'n rigting dat dit my sal pas. Ons praat van die sonde om uitsprake te maak en net dinge eenvoudig te sê omdat ek oud is, dink ek het die reg om te sê wat ek wil, vir wie ek wil, wanneer ek wil, dikwels om ongeskik en kort af te wees. En ek wil vir u waarsku, vriende, as 'n kind van die Here, mag ons nie ons ouderdom gebruik of misbruik om sonde in ons lewens te regverdig nie. Ag, hoe dikwels ek al met ouer mense te doen gekry wat eie sinnig is en hulle gebruik hulle ouderdom as 'n verskoning en wanneer hulle aangespreek word daaroor, skuil hulle agter die ouderdom om hulle sonde te regverdig. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy weergebore is, as jy kind van God is, het jy gees van God ontvang en moet daar 'n verandering in jou lewe wees. En hoe ouer jy word en hoe langer jy die pad saam met die Here stap, des te meer moet ander Jesus Christus in jou en my lewe sien. So kom ons kyk gou wat sê die Bybel vir ons in Kolossense 3 vers 16. Die Here sê, laat die woord van Christus
ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Hoe wonderlik is dit, vriende, as ek by ou mense gaan kuier of ouer mense gaan kuier, ouer as wat ek is, en jy hoor hoe hulle gevul is met God se woord. Hulle praat van die verse wat hulle gememoriseer het, die gedeelte wat hulle vanmôre in hulle stilte tyd ontvang het by die Here en wat hulle geleer het daaruit. Dit het hulle miskien met hulle kinders gedeel het, of miskien by 'n uitreik wat hulle meegemaak het. En ag, ons raak opgewonde oor hulle, wat leer en vermaan met psalms en lofsange en geestelike liedere. Ek is die Here ewig dankbaar vir hulle wat dankbaarheid betoon in hulle situasie, om vir ander te wys, luister, selfs al word ek oud, vertrou ek sterk op die Here om ook op my ou dag vir my te voorsien en vir my te onderneem. Daarom is belangrik, vriende, dat u en ek sal sien, ons mag nooit ons ouderdom gebruik om sonde te regverdig nie. Die teendeel moet eintlik daar wees. Ons moet ons ouderdom gebruik en verander wys dat ons al geestelik volwassenheid bereik het, dat ons al gegroei het, dat ons al toegeneem het in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus, deur die blaaie van die Bybel, deur die waarheid van die woord, deur die prediking wat ons almal is ondertal gehoor het, en hoe dit ons lewens, karakter en optrede verander het. Hoor wat sê Kolossense 4 vers 6. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Dit is vir my so kosbaar as 'n mens kyk na die samestelling van 'n gemeente. In 'n gemeente vind jy babietjies, jy vind laerskoolkinders, hoërskoolkinders, jy vind die jong adolessente, jy vind die middeljarige mense, jy vind die senior mense, en die Here het vir 'n bepaalde doel 'n gemeente so saamgestel. Waarom? Sodat die jongeres by die oueres kan leer. Die jongeres moet kyk hoe reageer die oueres wanneer daar 'n krisis kom, wanneer daar miskien iets in die gemeente gebeur, wanneer siekte oor hulle pad kom, wanneer uitdagings, verliese, teleurstellings, kinderprobleme oor hulle pad kom. Hoe reageer hulle? Wat sê hulle? Wat doen hulle? Hoe tree hulle op? Hoe implementeer hulle God se waarheid in hulle lewe ten einde hierdie situasie te bowe te kom? En daarom wil ek vir u sê, dit is belangrik dat ons as gemeente saam sal groei, sodat die oueres vir die jongeres kan leer hoe om te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. En mag die Here vir my en vir jou genade gee. Ek wat besig is om ouer te word, u wat miskien ouer as ek is, die wat miskien jonger as ek is, en in hierdie oudword proses elke jaar ouer word, dat ons regtig sal besef, ons het 'n bepaalde rol om te vervul, 'n taak om te vervul. En dit is om die jongere geslag te leer. God is goed, God is genadig, hy is barmhartig, en sy woord verander 'n mens se lewe. As iemand in Christus is, dan sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge gaan verby, kyk, alles word nuut. Hoe langer ons die pad met die Here stap, hoe meer moet ons vernuwe word na die beeld van die kennis van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. So hierdie is 'n volgende gevaar wat ons regtig moet oplet. Moenie jou ouderdom gebruik om sonde te regverdig nie, wat ook al die sonde mag wees. Ouderdom, vriende, is hierdie kroon wat God ons gee, is hierdie wonderlike voorbeeld wat ons dan kan stel vir ander mense op 'n hoë ouderdom, sodat hulle in ons voetstappe kan volg. En ek kan terugdink aan my bediening. Ek dink aan manne en vroue wat vir my so kosbare voorbeeld gestel het, dat ek graag in hulle voetspore wil volg. Mag die Here vir ons genade gee, mag hy vir ons wysheid gee, en mag ons so wandel, dat ons die Here in alles welbehaaglik sal wees. Vriende, groete vir u. Ons gaan môre verder aan met hierdie reeksie. Ons vertrou dat die Here ons sal seën met wysheid, en ons sal opbou in die allerheiligste geloof. Groete vir u en mooi dag verder, Tara.